Vers 13, eet heuning my seun, dit is goed, en die heuningstroop is soet teen jou verhemelte. Erken dat die wysheid so is vir jou siel. Hoe is? Soos die heuning. Erken dat die wysheid so is vir jou siel, soos wat die heuningstroop soet is teen jou verhemelte. As jy dit vind, dan is daar 'n toekoms. En jou hoop sal nie verydel word nie. Nou, die beginsel van wysheid is die vrees van Jahwe. Dit gaan totaal jou hele lewe beïnvloed. Ons maak baie keer 'n skeiding tussen hierdie lewe en die ewige lewe. As jy weergebore is jy reeds in die ewige lewe. Dit beteken jy gaan nie doodgaan nie, jy lewe vir ewig. Jy is reeds daar. Dit gebeur nie as jy so kom nie. Dit gebeur die dag as jy weergebore word, dan lewe jy vir ewig. So as ek nou wysheid gevind het na my wedergeboorte, in my ewige lewe, is dit van toepassing op dit ook. Erken dat die wysheid so is vir jou siel. As jy dit vind, is daar 'n toekoms. En jou hoop sal nie verydel word nie. Nou wandel ek in my verloste staat, in my weergebore staat, in wysheid. Kan 'n mens in onwysheid loop? Jy kan ja. Jy kan in elke muur vasloop, as gevolg van onwysheid, van dwaasheid. Jy is weergebore. Maar jy val meer in die gat as wat jy loop. Jy is nie seker waar jy heen gaan nie. Jy het nie eintlik rigting nie. En jy stap en jy stap en jy stap. En jy is naderhand poot uit en dan sien jy, maar hier stap ek by die plek verby waar ek net nou was. En dit maak jou moedeloos. Want jy weet nie waar is jou pad heen nie. Jy het nie rigting nie. Kan dit gebeur? Absoluut. Hoe gebeur dit? Jy bly 'n kind in die geloof. Jy is die hele tyd afhanklik van ander mense. Hulle moet vir my sê wat. Hulle moet my leiding gee. Hulle moet my bemoedig. Ek bly by die begin van die prediking aangaande Christus. Ek word nie groot nie. En dis onwys. Dis onverstandig. Ons word gewaarsku teen dit. Moenie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Want as jy dit doen, is die kans dat jy gaan afval, wegval, groot. En jy sal nie weer tot bekering vernuwe kan word nie. So moenie, maar gaan na die volmaakte, dat jy kan sterk word. Dat jy kan 'n rigting kry. Wat beteken om 'n rigting te kry? Wel as 360 grade van rigting waarin jy kan stap. Daar's net een van hulle wat die regte rigting is. Partykeer kan jy seker moet 'n draai ook by die doel uitkom as jy regstellings maak. Maar as jy nie weet waartoe jy stap nie, het jy nie rigting. Baie mense het nie rigting. Weergebore mense, hulle stap, hulle weet nie waartoe nie. Hulle weet nie wat word van my verwag. Wat is nou die doel? Ek weet nie. En dis waar kerk so gemaklik is. Ek gaan kerk toe. En jy voel jy het die doel bereik want ek gaan kerk toe. Dis nie die doel nie. Wat is die doel? Om die eindpunt te bereik, om deur die poort te gaan. Ek het reeds die ewige lewe, maar ek kan dit verloor. Regtig? Ja, want net hy wat volhard tot die einde toe sal gered word. En die wat afvallig geword het, sal nie weer tot bekering hernuwe kan word nie. Dit beteken ek het die ewige lewe en ek verloor dit. Baie mense sê nee, dan sit nie ewige lewe nie. Ja, Adam het die ewige lewe gehad. Hy is geskape met die ewige lewe. Daar het nie eens iets bestaan soos dood nie en hy het dood gegaan. En ek kan 14.000 jaar lank die ewige lewe hê en teen God rebelleer en die ewige lewe verloor. Ewige lewe beteken nie ek kan nou maar maak soos ek wil, ek kan nie sterf nie, ek kan. Maar dit beteken, solank as wat ek in sy hand hou vas en die pad saam met hom stap, lewe ek vir ewig. Kan baie makliker wees as ek my verheerlikte liggaam het en die Satan gebind is en die Satan naderhand in die poel van vuur gegooi is om getrou te bly aan die Almagtige. Waar ons nou is ons 'n gevaarlike terrein. Die pad is vol landmyne en ons moet versigtig loop. Hoekom? Want ek is van nature geneig tot die sonde. En as ek volhard in die sonde en die sonde tot verwerkliking gekom het, dan baar dit die dood. Wat is dit? Dis 'n skeidsmuur tussen my en die Almagtige. En as ek aanhou met dit, ken ek hom nou nie meer nie. En hy nie vir my nie. En ek verloor die ewige lewe. Hoekom? Want ek sterf weer. Dis ook my waarskuwing. Moenie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Gaan na die volmaakte, want as jy al hierdie dinge beleef het en afvallig geword het, kan jy nie weer tot bekering vernuwe word nie. Maar as ek wysheid het, en dis ek 'n doel, en dis waar ek op pad heen is. Die einddoel om my geloof is die saligheid van my siel, so pad soontoe. Ek het mylpale tussenin. Ek is toegewyd.
Ek is entoesiasties. Ek rebelleer nie. Ek vra nie die hele tyd ongemaklike vrae vir die Almagtige. Maar hoekom ek? Maar hoekom so? Maar dit en dit. Ek is nie by die waters van Meribah die hele dag om te sê, maar hoekom het U my op hierdie punt gebring nie? Kan ek nie liewer terug gaan Egipte toe nie? Ek kruisig myself. Ek leef nie meer nie. Ek is in 'n verbond met hom. 'n Goeie verbond wat hy gemaak het uit liefde uit, omdat hy wil hê ek moet voordeel trek uit dit uit. En wanneer die verbond my by Meribah bring, dan sit ek nie in sak en as en ek neem hom kwaadlik nie. En ek weet, daar's 'n doel daarmee en ek gaan aan. En daarvoor het ek wysheid nodig. Waar kry ek wysheid? Punt van wysheid is die vrees van Jahwe. Waar kry ek dit? Die woord van God. Alles kom terug in die woord van God toe. Wat is die woord van God? Dis kennis van die Almagtige om hom te kan ken. Om te weet hoe sy hart is. Nie in die letter nie, in die gees. Want al hierdie goeders kom bymekaar in my hart en dit word 'n openbaring en ek sien, dis hoe hy lyk. Dit laat my so dink aan die liefde. God is liefde en ons het totaal 'n wanindruk van wat die liefde is. Want ons het dit vervang met losbandige, humanistiese optrede wat beskou word as liefde. 'n Man en 'n man het 'n verhouding met mekaar. Hulle trou en hulle noem dit liefde, maar dit walg die Almagtige. Hoe kan dit liefde wees? Want ons weet nie wat liefde is nie. Ons ken God. We weet ons wat wysheid is. Ons word nie met dit gebore nie. Ons word met 'n wanindruk van dit alles gebore. Maar soos ons die woord van God lees, eet ons hom en ons word gevul met wie hy is. En dan is dit baie belangrik dat die gedagtes wat ons het van hom getoets word en uitgegooi word. So kom Paulus sê, ek het dit as ons trek beskou, want dit was alternatiewe van wat dit regtig moet wees.